weet julle praat oor Kersbome nie. Ek het vanoggend besluit om met julle 'n paar gedagtes te deel oor bosse en oor bome. Reg deur die Bybel word daar baie van bome gepraat. Die Engelse King James Version word daar na 37 verskillende bome verwys. Daar is egter enkele bome wat net een keer verwys word, soos byvoorbeeld die cypress, die akasia en die eselboom word slegs een keer na verwys, terwyl ander bome soos olyfbome en bultbome word baie meer kere na verwys. Ek gesê palmbome en olyfbome word meer keer verwys. My boodskap op die doel, hoekom ek vanoggend met julle oor bome wil praat, is om stil te staan en vanoggend te wonder en te hoop dat ek vanoggend iemand gaan bereik. Iemand wat miskien by 'n kruispunt staan, wat moeg geword het om te probeer in sy of haar geestelike lewe. Nie net omdat die versoekings te veel was nie net omdat jy swaar kry nie, maar omdat jy moeg geword het om te voel dat jy 2 tree vorentoe beweeg en weer 7 tree terug. Dit is nou ook so dat verandering baie moeilik is. En verandering is nie maklik nie. En as jy moeg is om te struikel, moeg is om jammer te sê, en moeg om te dink dat jy moes al baie verder vorentoe op jou geestelike pad gewees het, dan hoop ek dat vanoggend se boodskap gaan vir jou nuwe moed en krag bring. Ek gaan net eers 'n paar teksverse agter die rug kry, dan kan ons begin met die preek op my boodskap eerder. Ek wil vir julle lees in Jeremia 17 vers 5 en 6. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en sy vlees arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal boom in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkige en onbewoonde land. Dit is nou baie dorp en nie baie positief prentjie. Dan gaan hy aan in net die volgende verse, Jeremia 17 vers 7 en 8, dan sê hy, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. Dan gaan die Bybel aan, en dit is nie die enigste plek waar die Bybel spesifiek na die boom en die mens vergelyk nie. Hy sê dan in 1 Johannes 15, verwys hy na die Here is die wynstok, die Vader die boer, en ek en jy die lote wat vrug moet dra. In Psalm 1 vers 3 sê hy, die mens is 'n boom wat die vrugte dra op sy tyd. In Matteus 7 vers 17 sê hy, word 'n mens met 'n boom vergelyk, wat goeie en slegte vrugte dra, en die boom wat nie goeie vrugte dra nie, moet uitgekap word. Hy gaan aan met die boom gaan aan, en dis nie die doel van my preek nie, dis net ter inleiding. Kyk ons na Galasiërs 5 vers 22, wat dan praat van die vrugte van die Gees. En ek gaan dit net vir julle noem. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, en goedheid, en getrouheid, sagmoedigheid, en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Dit is egter nie die doel van my preek nie. Ek wil vandag vir die wat struikel of wat moeg en moedeloos is, wat sê ek kom nie vorentoe my geestelike lewe nie, en ek terugvat na 4 eienskappe van die boom, deur te sê, om soos bome te wees,
moet ons in die eerste plek geplant wees. Ons moet produktief bly, met ander woorde ons moet bly groei, ons moet mooi wees en ons moet ook voorspoedig wees. So kom ons kyk in die eerste plek. Daar is nou 'n mooi prentjie wat geplant word, né? Soos 'n boom moet ons verplant word, oorgeplant vanuit ons ou lewe na 'n nuwe lewe in Christus. En dit is belangrik dat Christus self ons plant. Want as ons deur iemand anders oorgeplant is, gaan dit noodwendig nie werk nie. Net ons kan deur Christus self oorgeplant word. Want van Matteus 15 vers 13 sê vir ons, maar Jesus antwoord, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Is dit nie vreeslik om daaraan te dink as jy jou hoop het, en ek wil dit daarby aanhaal, as jy jou hoop het, of jou oë het, om Christen wees, te wees deur ander mense te volg, gaan jy verlore raak. Maar jy moet geplant wees, soos wat die Bybel hier sê. Maar Jesus antwoord, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek. So ons eerste gebed vanoggend vir die boom te gelei, ons moet geplant word, en ons moet verplant word deur Christus self. Goed. Wat is die belangrikste deel van 'n boom? Sy wortels. Sy hele lewe hang daarvan af. Daarsonder kan geen boom vrugte dra nie. Daarsonder kan geen boom 'n storm trotseer nie. Wat bo die grond vir ons sigbaar is vir ons 'n baie goeie aanduiding wat onderaan gaan. Ons kan nie noodwendig sien hoe lyk hierdie boom se wortelstelsel nie. Ons sien die boom en dit is groen, dit is lowe, dra vrugte, so ons glo dat die wortelstelsel ook goed is. En so is dit ook met ons Christene se lewe. Jy kan nie na buitekant toe juig en jubel en hardloop en spring en verkeerde gaan as jou binnekamer lewe nie in orde is. Dit kan nie so werk nie. Die Here sê baie duidelik vir ons dat ons in ons binnekamer moet ingaan en ons moet bid. So dit wat jy na buite uitstraal, gaan dood eenvoudig weerspieëling wees wat dit wat in jou binnekamer aangaan. Goed, juffrou, wat jy klaar gemaak, ons sê, ons moet geplant wees, ons moet 'n goeie wortelstelsel hê. Ons wortelstelsel is nie vir alle mense sigbaar nie. Ek is baie seker die doel van bid wees is nie daarvan dat ons vir almal gaan vertel, of weet jy wat ek vandag 3 ure gebid nie, 10 ure gebid, 12 ure gebid, die hele dag gebid nie, nee. Hulle moet dit in jou lewe kan sien, want dit wat buitekant sigbaar is nooit eenvoudig 'n produk van wat binne gebeur het. In die tweede plek moet 'n boom groei, produktief wees, dan sien daar al die verskillende boompies. Indien 'n boom nie water kry nie en sy wortels kan nie by die water uitkom nie, sal hy verdroog en dor en verlore gaan. Wanneer God jou plant, soos ek aan die begin gesê het, plant hy jou in sy eie lewensgewende bron, naamlik die Heilige Gees, sodat jy kan floreer en produktief wees vir hom. Jou wortels is in hom geanker en gee jou dus krag en stel jou om in te stel om die Gees van die vrug wat ons net daarvan gepraat het, te dra. Nou gaan ek julle vra, wie van julle, toe julle die laaste keer 'n boom geplant het, of die straat geplant het, jou tuinstoel nader getrek en gesit en gesê, ek gaan nou kyk hoe hierdie boom groei. Jy gaan lank wag. Sien jy, kies net 'n hand op. Hoe lank gaan jy daar sit? Jy gaan lank sit. Wanneer het jy gedink, as jy vandag 'n vrugteboom plant,
Gaan hy môre vrugte hê? Nee. Volgende maand? Nee. Nee, dit is 'n langtermynproses. Dit is 'n groeiproses. Dit is nie vir die ongeduldiges nie. Daar kan nie, ek wil nou nie verkeerde woord gebruik nie, daar's nie 'n kitsoplossing nie. Vergeet my, en sê jy 'n kitsboom plant, dan gaan jy kitsvrugte kry, maar jy gaan dit nie gaan eet nie. Dit is 'n langtermynproses. En dit is dan so dat 'n sterk witstam is die resultaat van baie groeiseisoene. Moeilike seisoene, maklike seisoene, en daarom wil ek vandag by julle inskerp dat groei is 'n proses. Ek is nie meer 20 jaar oud nie, so ek dink ek is 20 jaar, is ek nie meer 20 nie. Dit word net vir my groot nie. Ek kan nooit in my lewe sê ek is nou geestelik so volwasse dat ek nie meer kan groei nie. Dit is 'n proses, dit is 'n groeiproses. En groei kom geleidelik. Dit is ook so in lewe. Jy is nie een dag 'n klein boompie en môre is jy 'n groot boom wat baie vrugte dra nie. Die vraag is nie, waar is jou hart? Is jou hart dat jy wil groot wees, of is jou hart om te groei? En dit is wat jy vir jouself vanoggend moet uitmaak. Waar is jou hart? Wil jy groot wees, kek wees, of wil jy net bly groei? Dus solank as wat jy op aarde is, wil jy net bly groei. So, wat het 'n boom nodig om te groei? Versekerde wortelstelsel waar al die proteïene vandaan kry, uitsondig nodig, meer, en dan water nodig. So as 'n boom geplant is, waar daar water is, natuurlik sal die boom groei en van al die nodige voorsien. Ek het net nou gesê, 'n mens kan nie eenvoudig klein wees en dink volgende dag dra jy al hierdie groot perskes nie. Kom ons kyk hoekom môre vir ons so gesê. Want in Spreuke 13 vers 11 staan, rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. Wie bietjie vir bietjie bymekaar maak, word ryk. Dit gaan vir my daaroor, bietjie vir bietjie, seisoen vir seisoen, maak 'n boom bymekaar om te groei, word die stam sterker, word sy takke sterker, sodat as die tyd vir vrugte aanbreek, hy gereed is om die vrugte te dra. Want as hierdie boom so skielik groot geword het, en hy dra hierdie ongelooflike groot perskes, en hy is nog nie sterk genoeg nie, gaan hy nie die perskes kan dra nie. As jy na die deursnit van enige boom kyk, sien jy sy jaarringe. Nie van julle na 'n boom so deurgesny nie, en mense sal baie keer sien nou, lekker dik breë ringe, dui aan op goeie jare, goeie groeijare, baie water, en dan die dunner ringe is 'n teken van droogte en moeilike tye. Maar die boom het nie noodwendig gevrek nie. Dit is net asof daar 'n stilstand in sy, of 'n stadigheid in sy boom gekom het. Jeremia 17 vers 8 sê vir ons, hitte gaan kom en droogte gaan kom. As jy iemand is wat op die Here steun, gaan jou wortels diep voeding kry. Jy gaan net moet leer meer glo. As die droogte kom, as die benoudheid kom, gaan jou geloof in die Here net moet sterker wees. Jou blare sal groen bly. Jy hoef jou nie te bekommer oor die jaar van droogte nie, want jou wortels is nog altyd dra. Dit sal jou deurdra, jou geloof sal jou deurdra. Maar dit mag vir jou voel, daardie tyd voel dat jy dalk nie groei nie, maar as jy op die Here vertrou, miskien is groei stadig, maar jy gaan nog steeds groei.
dit is dan ook so dat die tipe groei is nie sigbaar nie tot die volgende seisoen. Jy plant nie vandag druiwe en môre is daar druiwe nie, jy moet vir die hele seisoen wag tot dit opkom. So belangrik is dat daar groei plaasvind. Elke dag moet daar groei in 'n mens se geestelike lewe ook plaasvind. As jy dan 'n boom met 'n kaal bos, wat sommer net rondwaai nou, hier's nie plek vir vreeslike kaal bosse nie. Ek dink as mens daar in die woestyn kan kom, dan sien mens baie kaal bosse, hulle het geen anker nie. As die wind noordwaai, dan waai hulle maar. En as die wind stil staan, dan staan hulle stil, en as die wind daar kant te waai, dan waai hulle maar weer. Hulle het geen ankers nie, maar ons is soos 'n boom, want ons wortels is diep gewortel in die Here. En nou wil ek weer 'n keer sê wat Jeremia 17 vers 5 en 6 sê, vervloek is die man wat op die mens vertrou en sy vlees arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal boom in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Dit bring my by die derde punt, soos ons maar gesê, bome moet plant wees, bome moet groei, dit kan stadig groei, maar hulle is ook 'n lus vir die oog, en kyk nie na die mooi prentjie. Ek dink om tussen 'n laan bome deur te stap, is seker die mees bevredigendste ervaring wat mens baie rustig maak, alhoewel as ek weet as mens studente is en die jacaranda nou op bome begin pot, dan weet jy dis tyd vir leer, maar bome is in regtig waar mooi. Dit is 'n mooi laanboom en ek en Piet kyk graag na die storie nou se naam, TV, dat hulle al die ou dorpies besoek en Lotteland. En een van die plekke wat hulle gedoen het, ek dink amper dis iets soos Roodsel, so 'n dorpie, al wat hulle wou gedoen het, hulle wil net 'n laan bome geplant het, sodat hulle dan daar weer kan stap. En bome is regtig waar mooi vir die oog. Dit is 'n lus vir die oog. En kyk wat sê Jeremia, en altyd groen blare hê. Nie net sal hierdie boom wat by water geplant is, vrugte dra nie, sy blare gaan nie verdroog nie. En dan vra mens, hoekom het bome hoegenaamd blare? Hoekom is die maar net boom daar? Daar is waarskynlik baie wetenskaplike redes vir fotosintese en al die ander mooi goed, maar bome het blare omdat dit mooi is. Dit is net mooi. Bome is bedoel om mooi te lyk. Hulle is dikwels daar om die droë en lelike landskappe op te ruim. Dis hoekom ons as Christene ook mooi moet wees, om die wêreld om ons te versier. Ons is nie hier geplant nie, ons het ook 'n funksie om mooi te wees. En ek praat nie van 'n fisiese aantreklikheid nie, ek praat van 'n psigiese aantreklikheid. Mense moet lus wees om ook te wees waar ons is. Ons as Christene het natuurlik nie 'n wortelstelsel soos bome nie, maar ons het ons eie boomstelsel. Ons is geanker in die bron van die lewe, naamlik die Heilige Gees. En dis waar ons krag elke dag vandaan kry. En ek dink daar's niks mooier as 'n Christen wat leef onder die leiding van die Heilige Gees nie. Kom ons kyk dan in die laaste plek na bome en voorspoed. Daar's nou verskillende seisoene van verskillende bome. Die bome in Jeremia is nie bekommerd gedurende die warm en die droë seisoen nie. Hy stuur net sy wortels uit na die stroom en bekommer hom nie met die droogte nie. Miskien kom baie mense voor as 'n persoon wat heeltyd lag en grappies maak en onskynlik oor niks bekommer is nie.
En dan kan jy baie keer sê, ja, Chris was so gelukkig soos daai ou. Hy lag die hele dag. Hy maak grappies die hele dag. Nie noodwendig nie. Hierdie persoon gaan net slim met sy energie te werk. Hy weet, ek kan hier grappies maak en kan gesels, want ek is geanker. Ek weet waar my borsels is. Dis wat ek vanoggend by julle wil beklemtoon, is dat 'n mens hoef nie as 'n Christen nors en onbeskop en kwaad deur die wêreld gaan. Jy as Christen het al die rede vanoggend om voorspoed te ervaar, want jy is geanker in die bron van die ewige lewe. Jy is geanker in die Heilige Gees en daarom behoort jy die mees gelukkigste mens te wees. So ek gaan nou net gelang saamvat wat ek gesê. Ek het gesê ons moet geplant wees of verplant wees. Ons moet groei. Ons kan stadig groei, solank ons net groei. Maak nie saak hoe breed of hoe nou die ringe is nie. Groei is belangrik. Groei elke dag. Groei nie. En jy hoef nie dadelik groei te word nie, want dit is ook 'n wanbalans. 'n Mens kan geleidelik groei. En 'n boom is mooi. Nie net vir die blare nie, maar dit is lieflik om onder 'n boom te wees. En daarom moet ons ook as Christene, dit moet vir ander mense, ons behoort vir ander mense mooi en aantreklik wees. En in die laaste plek, 'n boom het ook voorspoed. Ons kan gelukkig wees. Ons weet ons is net tydelik op die aarde, want ons weet dat ons ewige lewe wag op ons en ons hoef nie nou alreeds elke dag kwaad en ongeduldig en ongemaklik te wees. Ons maak ons oor toe. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vanoggend uit die woord kan luister. En Here, dankie dat ons vanoggend nederig kan besef, Here, dat ons is vandag hier, Here, omdat U daar is. Ek wil vanoggend bid, Here, dat U vir ons elkeen krag sal gee waar ons soms twyfel. Here, dat U vir ons altyd sal onthou, Here, dat U ons geplant het soos 'n boom. Here, en dat ons altyd sal bly groei, Here. En dat ons 'n skoonheid het, Here, en dat ons altyd voorspoedig sal wees, Here, omdat ons geanker in U is, in Jesus naam. Amen.